te kry met die geskiedenis en waar Nehemia vandaan trek en wat dit vir ons hier kom openbaar. Nehemia tree as ook 'n goewerneur van die volk op, na die volk 70 jaar van die Here af afgedwaal het. Voer die Here hulle vir 70 jaar weg in ballingskap. En na hierdie 70 jaar wek die Here hierdie man op, Nehemia. En Nehemia reik uit en hy hoor, hoe gaan dit daar in Jerusalem, al die pad van Babel af? Hoe gaan dit daar in Jerusalem, na my geliefde land? En hy hoor, die poorte lê verbrand op hope. En dit bring hier die een man, om voor die Here te buig en te ween, en sy sonde, die sonde van sy volk vir God te bely. En dat God dit bewerk, dat deur Nehemia, hy sy volk weer terugstuur na Israel toe, na Jerusalem toe. Hulle daar die poorte en die mure herbou, later aan die tempel, en so het die volk van die Here Israel weer 'n nasie geword. En in die voorbeeld van Nehemia gaan ons vanmôre kyk, wat die Here ook vanmôre vir u en vir my. Onthou, hierdie hele proses het deur een man begin. En so kan dit ook vanmôre deur een man of vrou hier vanmôre begin. Groot werk wat God dalk in een my hart wil doen. Kom ons lees saam Nehemia hoofstuk 8 vanaf die eerste vers. Israel lees die wet voor, die hittefees word gevier. En toe die 7de maand aankom, terwyl die kinders van Israel in hulle stede was, het die hele volk soos een man op die plein voor die waterpoort bymekaar gekom en aan Esra die skrifgeleerde gesê om die boek van die wet van Moses, wat die Here Israel beveel het, te bring. En Esra die priester het die wet vir die vergadering gebring, manne sowel as vroue, en almal wat met verstand kon luister op die eerste dag van die 7de maand. En hy daaruit voorgelees voor die plein wat voor die waterpoort was, vandat dit lig geword het tot die middag, in teenwoordigheid van manne en vroue, en die wat kon verstaan. En die ore van die hele volk was op die wetboek gerig. En Esra die skrifgeleerde het op 'n houtverhoog gestaan, wat hulle vir die geleentheid gemaak het. En langsom aan sy regter het gestaan Matitja en Sema en Ananja en Uria en Hilkia en Masaja en aan sy linkerkant Bedaja en Mesaliel en Malkia en Hasim en Hasbadan en Sagaria en Mesulam. En Esra het die boek oopgemaak voor die oë van die hele volk, want hy het bokant die hele volk gestaan. En toe hy dit oopmaak, het die hele volk opgestaan. En Esra die Here, die grootte God geloof, en die hele volk het geantwoord, Amen, Amen, met opheffing van hulle hande. En hulle het gebuig en die Here aanbid met die aangesig na die aarde toe. En Jesua en Bani en Serabia, Jamin, Akuba, Sabatai, Judai, Maasia, Keltia, Asaria, Josabat, Haman, Pelaja en die Lewiete het die volk in die wet onderrig, onderwyl die volk op hulle plek gestaan het. En hulle het uit die boek, uit die wet van God duidelik voorgelees en het verklaar sodat hulle verstaan het wat voorgelees is. Daarop het Nehemia, hy was die goewerneur, en Esra die priester, die skrifgeleerde, en die Lewiete wat die volk onderrig, aan die hele volk gesê, hierdie dag is heilig aan die Here julle God. Treur en ween nie, want die hele volk het geween toe hulle die woord van die wet hoor. Verder het hy vir hulle gesê, gaan eet lekker spys en drink soetdranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie. Want hierdie dag is heilig aan ons Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. En die Lewiete het die hele volk tot bedaring gebring en gesê, wees stil, want hierdie dag is heilig, wees dus nie bedroef nie. Net tot sover uit 'n onfeilbare woord van die Here. Ek vra vir elke manspersoon wie moontlik om te staan en dan verenig ons saam in gebed. Hemel Vader, Here, ons sê vir U dankie vanmôre vir die voorreg dat ons hier bymekaar kan wees. Here, dat ons 'n oomblik uit ons besige week kan neem om onsself af te sonder, te vergeet van gister, nie te dink aan môre nie, maar net om te verklaar, Here, hier is ek, kom werk met my, kom praat met my. Here, elkeen van ons, as ons hier vanmôre is op 'n verskillende plek in ons eie geestelike wandel met U. Maar hoe wonderlik om te weet, U ontmoet ons net waar ons is. U ken vanmôre elke hart. U ken ons behoeftes, ons vrese, ons bekommernisse. U weet vanmôre wat ons pla en wat ons wakker hou in die aand. U weet wat ons begeer, wat ons soek en wat ons nodig het. En so wil ons net vanmôre ons afhanklikheid van U verklaar en sê, o Here, kom spreek met ons. Dankie Here dat ons vanmôre ook die voorreg het om
kosbare siele by ons gemeente te kan byvoeg. En ons vertrou, Here, dat U hulle ook sal gebruik binne en buite die gemeente tot verheerliking van U. Ons vertrou dat hulle alreeds doen, maar ook meer liefde sal ondervind in hierdie gemeente en deel sal vind dat dit hierdie hulle gemeente is, waar hulle ook tuis is en Christus kan vereer. Ons sê ook dankie, Here, vir die 80 jaar wat ons kan feesvier van 'n paar van ons lidmate. Ons sê dankie vir 80 jaar van genade en die seën in hulle lewe. Wees dit met ons vanmôre ook hier, Here, ons dink aan die wat siek ook is en vra dat U by hulle ook sal wees en naby sal wees. Dankie dat ons hierdie dinge kan bid, nie omdat ons dit verdien nie, maar aanneemlik in Jesus se heilige, kosbare en dierbare naam. Amen. Nou, liewe vriende, vanmôre wil ek graag met U praat oor die tema die kerk se nood aan herlewing. Ons bevind ons in 'n tyd waar ons net soos Nehemia moet erken, die mure van Jerusalem is afgebrand en die poorte lê vernietig. Hierdie woorde is nie net 'n beskrywing van die toestand van 'n stad nie, maar 'n geestelike refleksie van 'n volk, hoe hulle van God af afgedwaal het en waar hulle vandag hulle self bevind. Die volk van Juda was terug van ballingskap. Hulle was weer in die land wat aan hulle beloof is, maar geestelik was hulle uitgeput, verdeeld en koud. As ons eerlik moet wees, liewe vriende, is ons as Afrikaner volk hier in Suid-Afrika nie ver agter nie. Vandag sien ons dieselfde toestand as wat Nehemia ondervind het en dieselfde uitdagings. Ons sien korrupsie, geweld, morele verval en oppervlakkige geloof het die land oorgeneem. En so in werklikheid kan ons harte met Nehemia vanmôre vereenselwig en sien dat die poorte is verbrand en die mure is afgebreek. 'n Land, Suid-Afrika, wat vroeër vir God gestaan het en opgestaan het vir die waarheid, wat nie saam met die beweging van die wêreld gegaan het nie, het nou maar net ingeval en stem saam en doen wat ander van Suid-Afrika verwag. Ons is maar nou net soos enige ander land. Maar nie net in daardie opsig nie, ons sien die morele verval reg oor die bekende wêreld. Hoe goed wat vroeër verkeerd was, nou reg is, hoe kerke leegloop en die wêreldse plekke volloop. Ons sien hoe kinders van die Here negatief is en pessimisties is. Geen vooruitdryf, geen hoop vir enige verbetering of toename. Andrew Murray het meer in hierdie geskrywe wanneer hy sê die toestand van die kerk is die grootste hindernis vir die wêreld se redding. Wanneer die kerk wakker word, sal die wêreld opgewek word. Ons sien hier in Suid-Afrika gebeur presies wat in die tyd van Nehemia gebeur het. Die geestelike verval. Baie kerke het hulle eerste liefde verlaat. Prediking het lou geword. Mense leef sonder vrees vir die Here. Ons sien die morele verval. Ons land is oorspoel deur geweld, seksuele losbandigheid en korrupsie. Ons sien dit self in die sosiale verdeeldheid. Die volk is verdeel soos Juda destyds. Ryk teenoor die arm, ras teenoor ras, gemeente teenoor gemeente. Daar's geen meer eenheid nie, geen meer saamstaan nie, maar eerder waaroor kan ons verskil en beklei en stry met mekaar. Maar soos Nehemia kan ons nie net stil sit en bly nie. Moet ons ook die aangesig van die Here soek in 'n tyd soos hierdie en uitroep vir verlossing. Om die Here te vra en te vertrou vir 'n groot werk vir Suid-Afrika, dat hy net soos in die tyd van Nehemia ook in hierdie land 'n herlewing sal stuur. En herlewing is presies wat die woord hier vir ons kom uitbeeld en uitsê, liewe vriende, is wanneer iets wat lewendig was, wat nou dood gegaan het, weer 'n nuwe lewe sal kry. En het hierdie land vir ons dit nie nodig? Het dit ons nie nodig dat ons as 'n volk weer moet begin opstaan vir die waarheid en vir God se woord? Weer begin wandel volgens sy standaarde en nie wat anders sê. Dat ons weer moet staan vir wat hy vir ons sal verwag en ons hom daarvoor sal eer en hom daarvoor sal soek. Die tyd dat die kerk van Jesus Christus in Suid-Afrika weer moet opstaan is nou. Nie politiek nie, nie in 'n enige diplomatisiese manier nie, maar geestelik. Nie net met woede of kwaad in ons gemoed teenoor die regering of enigiemand daar buite nie, maar met 'n soek in ons hart na God. Nie maar net as 'n blanke ras nie, maar as 'n eenheid van Christene ten spyte van my kultuur, my agtergrond, my ras, my ouderdom of my geslag. Dat ons weer saam as 'n eenheid die aangesig van God sal soek. Ons moet weer sê, Here, bou U muur van geregtigheid rondom ons land. Ons probleme lê dis nie buite nie, binne. Die nood is nie net vir die wêreld nie, maar vir die kerk van die Here Jesus Christus. Ons het prediking, liedere, programme en beplanning, maar min teenwoordigheid van God.
Ons het aktiwiteite sonder salwing, kennis sonder vuur en struktuur sonder leer. Ons gaan deur die, soos die Engels sê, die motions en die gebruik van kerk speel en kerk wees, kom Sondag by mekaar, luister na die boodskap, drink bietjie koffie en tee en gaan aan met ons lewe. Ons laat nie toe dat die saad wat God deur sy woord uitstuur op ons harte val en inslag kry, dat daardie saadkorrel van sy woord in my hart kom, laat sterwe, en dan opspring vrug, 30, 60, 100voudig. En is tyd dat ons weer met die Here soek en vertrou, dat hy nie net herlewing sal stuur vir Suid-Afrika nie, nie net herlewing sal stuur vir ons kerk nie, herlewing sal stuur vir ons eie hart. Herlewing begin nie by 'n nasie, of by 'n kerk, of by 'n groot byeenkoms van mense. Herlewing begin vandag, liewe vriende, by jou en by my, in ons eie hart. Jy kan maar kyk reg deur die geskiedenis van die bekende wêreld. In die tyd van die Bybel gebeur dit in die hart van Nehemia. Ons sien op Pinksterdag ook waar die Heilige Gees uitgestort is, 'n handjievol mense wat vergader het en gebid het. En op daardie dag kom 3000 mense tot bekering. Al wat dit neem is getroue kinders van die Here wat sê nie langer of verder wil ons deel wees van die verval en die agteruit gaan nie, maar wil ons opstaan vir die waarheid en vra, Here, begin by my. Daarom in ons eerste gedagte sien ons vanmôre, wat is herlewing? Herlewing is nie net iets mensgemaak of 'n program of 'n prosedure nie. Herlewing is die soewereine besoek van God aan sy kinders, wanneer hy sy volk wakker maak uit 'n geestelike slaap. Dis nie net 'n emosie nie, maar 'n transformasie. Dit word nie opgewek deur ons gevoel of emosie of praise and worship en aanbidding nie. Dit word opgewek in my hart, waar ek nuut gemaak word en getransformeer word. Dis nie 'n program nie, maar 'n besoek van God wat hy by jou en my wil kom stil staan en 'n verandering in jou en my lewe kom bring. So baie kinders van die Here word soos meubelment, staan daar en tel stof op. En is tyd dat daardie stof afgeskit moet word. Ek die Here vertrou dat hy my sal kom reinig en skoonmaak en my weer bruikbaar sal maak in sy hand. Esra, Nehemia 8 vers 2 en 3 lees ons, en Esra het uit die wetboek gelees, dis die woord van die Here. En die ore van die volk was op die wetboek gerig. Herlewing begin, liewe vriende, wanneer die kind van die Here weer sy standaard, sy fokus en sy liefde begin draai na God se woord. Ons lees in die klein profete sê dit, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En dis nie verstandelike kennis om dinge te weet van die wêreld nie, dis kennis van God se woord, van wie hy is, hoe homself kom openbaar en wat hy vir ons af verwag as sy kinders. A.W. Tozer het gesê, herlewing kom wanneer die woord van God ontplof soos 'n vuur. En dit is tyd dat ons die woord van die Here weer begin lief hê, dit begin predik, dit begin ons eie maak en daagliks daarmee omgaan. My Bybel moet nie net iets wees wat ek saam kerk toe bring en oopmaak. Dis nie 'n ornament wat langs my bed moet lê en maar net stof moet optel nie, maar ek moet dit lief hê. Of ek dit nou lees as 'n vaste kopie, 'n boek, op 'n tablet, op 'n selfoon, maar dat God se woord in my hart gebere sal word. Dit is wat die psalmdigter van Psalm 119 kom neerpen. Ek het die woord in my hart gebere, sodat ek nie teen U sal sondig nie. U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Dis 'n verklaring van iemand wat sê, Here, U woord het ek lief en ek wil volgens daardie standaard handel en wandel en doen wat U van my af verwag. Tye verander, mense verander, maar die woord van die Here verander nooit nie. Christendom is nie 'n oudtydse geloof. Dis nie 'n geloof van vroeë jare wat nou nie meer relevant is. Nee, liewe vriende, is vandag nog meer relevant as ooit tevore. Want vandag word almal vir ons voorgeslaan met die gedagte van wat as ek vandag sou sterwe? Wat sou met my gebeur? Ons sien van oorlog wat uitbreek. Israel, Oekraïne en reg oor die wêreld. En dit kan hier vir ons ook voor. Ons sien pestsiektes soos COVID wat opsteek en al hierdie dinge bring die vraag by jou en my aan. Wat gaan gebeur wanneer ek sterwe? Waar gaan ek die ewigheid deurbring? Dank die Here vir sy woord wat dit vir jou en vir my kom wys, bepaal en uitlê. Maar die vraag wat ek moet vra is, wat sê die Here in sy woord? En daar verklaar hy uitdruklik, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.
Die hemel en die hel is nie konsepte deur mense uitgedink en gevoel en gemaak nie. Dis God wat dit verklaar het en vir ons uitgelê het in sy woord. Deur Jesus Christus het meer gepraat oor die hel as oor die hemel. Omdat die mense daarteen wou gewaarsku het en die ergheid en die erns daarvan. En vanmôre kom doen die Here nog steeds dieselfde wat as sy kinders wil wakker ruk, om nie stil te bly nie, om nie toe te laat dat die wêreld sy politiek en sy uitkyk versprei nie, maar eerder dat die kind van die Here vir waarheid sal opstaan en dit verkondig. Ons as kinders van die Here val onder die tak wat ons noem protestante. En ek dink ons het vergeet wat daardie woord beteken. Protestant is iemand wat protesteer, wat teen 'n leuen en 'n valsheid en die verkeerde norm opstaan. Dit beteken nie ek en u gaan vandag in die strate gaan toi en goed afbrand nie, maar dit beteken dat ek en u kan nie langer stil bly. Ons kan nie maar net langer die wêreld toelaat om te gaan soos hy gaan en ons nie opstaan vir God se waarheid en vir sy woord nie. Herlewing begin wanneer ek en u sê, Here, ek neem u woord en u opdrag om dit te verkondig ernstig op. Maar dan vanmôre sien ons ook die behoefte aan herlewing. Daardie foto wat u daar sien is geneem in die tydperk van die herlewing in die 1800s daar in die Kaap onder Andrew Murray, waar hy daar begin het in Parel en Woester en ook in die omliggende area, by 'n klein kerkie waar mense bymekaar gekom het en gebid het. En is ook hier waar ons Pinksterreeks wat ons so het. Dis waar hy sy lewe vandaan gekry het. Daar het iets in die Bybel ontstaan as 'n Pinksterreeks nie. So hoekom preek ons so baie in Pinkstertydperk? Maar daar op Hemelvaart werk die Here in 'n jong predikant se hart om sy hele boodskap weg te gooi en oor te begin. En daar sien hy sy eie kleinheid voor God en hy bely dit. En hy vra dat die Here hom net soos hy is sal gebruik. En die Here gebruik hierdie predikant om daar die Hemelvaartdiens, die gemeente aan te roer. Dat toe die klok die uur slaan, toe gaan hulle aan. Dat mense later bekommerd geword en begin inloer. Uiteindelik het hulle verdaag. Hulle het gesê ons kom môre weer terug, dominee, wees gereed. Daai kerk het later dan so vol gesit dat hulle die vensters moes oopmaak dat mense kon inluister om te hoor. En so het hulle dienste gehou vanaf Hemelvaart tot Pinksterdag, 10 dae diens aan mekaar. Begin dit in die Parel, maar dit steek aan. Waar mense by die Here uitkom om aanneem as hulle saligmaker en verlosser en dit versprei. Dit loop oor na Woester, dit loop oor na Wellington en die omliggende area. En so kom daar in hierdie tydperk duisende mense by die Here Jesus Christus uit. Ons kyk na die toestand van Jerusalem. Ons kyk na die toestand hoe dit was in Nehemia se tyd. En ons sien dat dit nie ver is van waar ons onsself bevind in Suid-Afrika. Nehemia, toe hy oplet wat gebeur het, bid hy in Nehemia 1 vers 4. Hy sê, toe ek hierdie woorde hoor, dat ek gaan sit en geween, en ek het daarlang getreur en gevas, en gebid vir God van die hemel. Hierdie is die begin van herlewing, 'n gebroke hart, oor die toestand van God se volk. As Nehemia vandag Suid-Afrika moes besoek, wat sou hy sien? 'n Kerk verdeel in trots en oppervlakkigheid. Prediking wat eerder vermaak is as bekeer. 'n Samelewing waar korrupsie, geweld en immoraliteit die norm is. Mense wat sê ek glo in God, maar lees asof hy nie bestaan. Ons mure van gebed is afgebreek, ons poorte van heiligheid lê op die grond. En tog te midde van hierdie donker tyd is daar vir u en vir my hoop. Want elke groot herlewing in die geskiedenis het begin in die donkerste van tye. In die grootste van afval het God nie opgegee. Het God nie teruggestaan en het toegelaat dat omstandighede versleg en agteruit gaan en verkwel. En is vir my merkwaardig wanneer ons kyk vanaf hierdie gebeure in die laat 1800s tot vandag. Dit is so plus minus 150 jaar. En vanaf die volk vanaf God afgedwaal het 70 jaar lang, en ballingskap van nog 70 jaar is 140. En dit wys vir u en vir my vanmôre, liewe vriende, dat Suid-Afrika het herlewing nodig. Daar is 'n duidelike behoefte in ons dag. Ons sien in Jesaja 57 vers 15, want so sê die Here, dit is nog die hoë en verhewe wat in die ewige woon. Heilig is sy naam. Ek woon in die hoogste en in die heilige plek en by die verbruisende nederig van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbruifeldes. God kyk nie oor. Hy sien nie die pyn en die seer en die oproep van sy kinders mis nie. Hy mis geen traan van sy kinders wat huil oor die toestand van
'n volk wat hom voorheen gedien het. Maar hy sien dit alles raak. Daar is 'n behoefte vanmôre in ons eie land en ons sien hoe nodig Suid-Afrika dit het om weer terug te draai na God toe. Charles Finney, die groot herlewingsprediker, het gesê, herlewing is nie net 'n wonderwerk, hoor mooi. Dit is die natuurlike gevolg wanneer die kerk weer in gehoorsaamheid begin lewe. Dis nie maar net ons klap ons vingers en alles kom reg. Dit begin by 'n individu, dit begin by 'n groep, dit begin by 'n gemeente. Maar ons sê nie langer nie, Here, wil ek maar net met die hoofstroom meegaan en soos almal wees daar buite. Here, ons soek verandering, ons begeer verandering. En ek ken nou so 'n spotprentjie wat die politikus vra, wie van julle soek verandering en almal steek 'n hand. En die tweede vraag wat hy vra is, wie's bereid om te verander en niemand steek 'n hand. En dit is waar ons onsself baie vind vandag, liewe vriende. Ons sit die nuus aan, ons sien wat gaan aan in ons eie land. En ons is kwaad en opgewek. En ons sit met hierdie woede binne ons. Baie mense vra vir my, Dominee, hoekom is mense so kwaad vandag? As jy net oor die pad ry, dan gil en skel hulle. As jy net voor iemand inloop, dan is hulle omgekrap. As jy net iets in die winkel doen, dan is die op daai se spoor. Want ons is moeg en uitgeput en uitgebrand. Ons is moeg om te sien hoe ons as kinders van die Here mishandel en afgestoot word. Ons is moeg om te sien hoe ons land leeg gestroop word as gevolg van politikuste wat hulle sakke wil volmaak, maar nie dink aan die mense. Korrupsie wat seevier en God se woord wat nie eens die skole mee verkondig mag word. Ek wil soos die Engelse woord sê, of course sal ons omgekrap wees. Of course sal dit ons pla. Dit behoort ons te pla. Maar dit moet nie woede by jou en my aanwakker nie, liewe vriende. Dit moet nie ons kwaad maak en ons mekaar in die keel wil laat gryp nie, maar dan moet ons op ons knieë gaan en sê, Here, ek begeer verandering. En ek is seker ons almal hier vanmôre begeer verandering. Maar ek kan net so vir u waarborg vanmôre, niks gaan verander as ek en u nie eers verander. As ons plaas daarvan om uitwaarts te kyk, eers begin inwaarts kyk. Ons sien die behoefte van ons land en ons omstandighede, maar wat vanmôre is jou en my behoefte? Waar kom ons vanmôre tekort? Het ons dalk vroeër die Here gedien met passie en ywer en oorgegewe gees om te sê, Here Jesus, ek gebruik my. Was daar 'n tyd in my lewe wat ek God se woord keer op keer gebestudeer, dit lief gehad het in my hart gebeer het, dit met ander wou deel, wat ek met ander wou praat en vertel wat God vir my kom doen het. Maar nou het dit dalk vervlou. Nou is my bekommer en vrees eerder op ander goed geplaas. My aandag van God afgerig. Daardie passie wat eens daar was, is gedemper. Deur omstandighede, deur mense, deur wat ook al. En ons klou vas aan hierdie verskoning en ons blameer ander en ander goed en ander mense en ander sake, maar die eintlike probleem lê vanmôre in ons eie hart. Vanmôre kom die Here en hy kom herinner ons as sy kinders, dis tyd om jouself af te stop, op te staan en voort te gaan. Dis my so merkwaardig wanneer Elia na 'n groot geestelike oorwinning behaal het, deur die Baal-profete uit te daag, bou 'n altaar vir julle God en ek tot my God en ons kyk wie sal die vuur uit die hemel uitstuur. Nehemia maak die altaar nat en nog steeds stuur God die vuur en die Baal-profete is doodgemaak daardie dag. Direk na dit word sy lewe gedreig. Dis al wat hy hoor. Isabel wat sê hy gaan jou doodmaak en hy val in 'n depressie. En hy gaan sit onder 'n besembos en hy wens dat hy sou sterf. Maar God laat hom nie daar. Hy voorsien vir hom in sy behoefte. Hy stuur die kraaie van die hemel om vir hom brood en vleis te bring. Hy laat die water van die spruit vir hom water bring. En na dit kry die Here hom jammer. Sê die Here vir hom, ag shame, nee, die Here sê vir hom, staan op en gaan. En dit is God se oproep vanmôre, liewe vriende. Hy gaan ons nie met handskoene hanteer in sagtheid en sê, shame my kind. Ek verstaan, dis moeilik, dis swaar. Hy ken ons hart. Maar vanmôre is ook 'n oproep om te sê, staan op en gaan. Net soos die Here dit gedoen het vir hom, kom doen hy dit ook vanmôre vir jou en vir my. Daar is 'n behoefte. Ons sien dit. Ek dink nie een van ons verskil vanmôre. Maar wat gaan ons daaraan doen? Waar gaan ons begin? Gaan ek begin om ander te blameer en te skel? Gaan ek vanmôre begin in my eie lewe? Sê Here, kom wys my, hoe lyk my lewe voor U oë? Wys vir my waar kom ek tekort?
En wat wil U in my hart kom bewerk en in my hart kom doen? Derdens vanmôre sien ons die aanloop tot herlewing. Met ander woorde, wat moet ons doen? Wat moet die kind van die Here doen dat herlewing sal geskied in die tyd wat ons leef? Nehemia wys vir ons 4 duidelike stappe wat lei tot ware herlewing. Die eerste is gebed en vas. Ek bid dan, Here, laat U oor ons luister. Nehemia 1 vers 11. So 'n paar weke terug is ek al by Stoffberg vir hulle CSV opening. En die jong seun sê, Dominee, ek het nou iets ontdek en wat ek nie geweet het nie. Ek sê, ja, hy sê, ek het nie geweet Christene moet ook vas nie. Ek tog is net ander geloof. En dit tref my diep daar, dat hierdie jong man nie dit besef. Maar ek besef dat die moderne kerk in uitkyk, praat nie meer oor hierdie goed. Praat nie meer oor die belangrikheid van gebed en vas. Dit is iets wat ons vinnig en oppervlakkig en agter die rug moet kry en klaar moet kry. En is daar nie meer tyd wat ons uitkoop om te bid en God se aangesig soek. Die Jesus Christus self sê, julle het nie, want julle bid nie. En dis die oproep wat God vanmôre aan jou en my ook omrig, liewe vriende. Ons het nie, wat ons bid nie. Ons moet die tyd uitkoop en die Here se aangesig soek. Is dit as 'n individu? Is dit as 'n groep of as 'n gemeente? Te sê, Here, begin by ons. Laat herlewing hier by ons begin. Gebed en vas is nie ek wat God se arm draai of hom my sin laat gee nie. Gebed en vas verander nie God nie, dit verander my. Dit bring my op die regte perspektief om God te nader en te sê, Here, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Maar saam met dit, is dit ook nodig vir 'n belydenis van sonde. Net na hierdie gedeelte wat ons gelees het vanmôre in Nehemia 8, sien ons en dit bely hulle sondes. Liewe vriende, dit is vanmôre 'n woord wat so taboe in kerke word, is die woord sonde. Ons wil nie meer daaroor praat nie, ons wil dit nie hoor nie. Net die positiewe en die mooi en die liefde en die geduld en die genade en die vrede, alles wonderlik. Maar ons praat nie oor God se geregtigheid. Ons praat nie oor sy toorn. Die Here kom staan by ons stil en hy kom klop in ons hartsteer. En al wat hy vra is dat ons sal oopmaak. Hy sal die werk in ons harte kom doen. Vanmôre is 'n oproep, liewe vriende, dat ons inwaarts moet kyk en vra, Here, waar kom ek tekort? Here, wat moet ek vanmôre doen? Wat verwag U van my af as U kind? Die grootste hindernis vir herlewing is dat ons sonde versag, verduidelik en regverdig, in plaas daarvan dat ons dit bely en laat staan. Derdens wat ons moet doen is terugkeer na die woord. En dit is wat die woord gereformeerd ook inkom. Dis wat die woord gereformeerd in sy kern beteken, 'n terugkeer na God se woord. Soos nou gehoor, ons is protestante, ons is gereformeerd, maar ons vergeet wat hierdie waardes beteken. 'n Terugkeer na God se woord en standaard. Ons het gelees in vers 8 en hulle het verstaan wat gelees is. Hulle het dit begryp en het hulle gebring tot aksie. Ware geloof, liewe vriende, is wanneer die hoorder nie net 'n hoorder bly nie, maar hy word 'n dader, iemand wat doen. En dis tyd dat ons nie net meer luister nie, maar ook tot aksie kom om te sê, Here, daar is verandering nodig in my lewe, in my huishouding, in my gemeente, in my gemeenskap, in my dorp, in my land. En daardie kringe moet ons al hoe nouer en nouer en nouer begin trek, totdat ons dit om ons eie voete kan begin trek en sê, Here, begin hier met herlewe, in my eie hart. Laastens, wat nodig is vir herlewing om te geskied, is gehoorsaamheid en herstel. Nehemia 2 vers 17 kom die oproep, kom, laat ons die mure bou. Ons is so geneig om altyd terug te kyk. Ja, vroeër het die kerk se deure oopgestaan en aanddienste was die saal sommer vol. Of was in ons eie kerkgeskiedenis, ja, vroeër was ons 'n nasie wat God gedien het en gesoek het. Maar dis tyd dat ons vanmôre vorentoe kyk en sê, Here, ons kan weer daardie nasie word. Ons kan weer daardie volk wees. Want God het ons nie verlaat nie. Hy het ons nie eenkant toe gestoot nie. Maar hy roep ons vanmôre tot hierdie opdrag. En liewe vriende, ek wil vanmôre hier moet verstaan, om herlewing in my eie lewe te geskied, moet ek nie soos 'n dieet hanteer en sê, vandag gaan ek begin en alles suiker uitskuif en begin oefen 100%. En dit gaan 3 of 4 dae en jy gaan platval. Begin om getrou te wees in die kleinste van goed.
elke oggend my Bybel te lees, elke aand in gebed te spandeer. Ek gee voorbeelde. Om tyd uit te koop om in die huis van die Here te kom. Om met 'n siel te praat met die Here. Dit begin in die klein goed waarin ek en u getrou moet wees. Die Here vra nie vanmôre dat ek en u al ons besittings nou moet gaan verkoop en ons almal moet gaan swat vir predikante en haar uitgaan en gaan die woord proklameer. Nee. Maar dat ons vanmôre getrou sal word in die kleinste van dinge. Dat ek weer my Bybel sal afstop. Dat ek weer op my knieë sal gaan. Dat ek weer die tyd sal begin uitkoop om in die huis van die Here te kom. En dit sal lief hê saam in die teenwoordigheid van die kinders van die Here. Vanmôre vra die Here hierdie 4 dinge van jou en van my om herlewing in ons eie harte te beleef, herlewing in ons eie gesinne, herlewing in ons eie kerk. Maar dan sien ons vanmôre ook laastens die effek van herlewing. Wat gebeur wanneer herlewing geskied? Ons sien wat ons hier vanmôre saam gelees het, ook die groot blydskap wat daar was. Hulle was saam bly toe hulle die woord van God gehoor het. Het hulle die Here geloof en geprys vir wie hy is en het blydskap in hulle harte gebring. En nou, liewe vriende, wanneer laas was ons waarlik bly? Wanneer was ons waarlik regtig gelukkig? Dink by jouself. Ons het dalk 'n tydjie wat ons ontspan of rustig is, maar wanneer laas het ons waarlik vrede en rus en blydskap ondervind in ons lewens? Hier lê die sleutel vanmôre vir jou en vir my. Ware geluk vind ons by God in sy woord en die werk wat hy in jou en my hart wil kom doen. Maar dink ook by jouself, hoe bly sal dit u vanmôre maak as u man of vrou, kinders, kleinkinders vandag sê, ek het Jesus ontmoet. Hoe bly sal dit nie 'n ouer hart maak of 'n ouma en 'n oupa se hart as hulle hierdie woorde kan hoor. Tweedens wat ons sien die effek van herlewing is dit bring herstel en heiligheid. Net soos die mure van Jerusalem weer opgerig is en herbou was en weer tot sy vorige heerlikheid gebring is, so bring God 'n volk weer tot 'n oproep en 'n verandering by hulle self, 'n vernuwing wat hy daar bewerk. Jesus sê self in Johannes 4 vers 24, God is gees en die wat hom aanbid met hom in gees en waarheid aanbid. En dit bring herstel by u en by my aan. Maar dan ook sien ons saam met dit, daar vind ware aanbidding plaas. God word verheerlik en sy naam word groot gemaak. Nie langer gaan dit oor die kerk en oor sy saak en sy mense en sy dinge nie. Nie langer gaan dit oor geld en die tel van koppe en hoeveel sanggeleenthede en fondsinsamelinge en vergaderings en studies en al hierdie goed nie. Alle eer en alle lof word aan God gegee, wie dit regverdiglik verdien. Saam met dit sien ons ook die getuienis aan die wêreld. En Nehemia 6 vers 16 is my so kosbaar, sien ons en die muurpoorte van Jerusalem was weer opgerig en hulle vyande het dit gesien. Toe al ons vyande dit hoor, het hulle baie hulle self verneder en hulle het geweet dat hierdie 'n werk van God was. Liewe vriende, wanneer die kind van die Here begin herleef en die verandering begin in jou en my lewe raak gesien te word, is die getuienis teenoor die wêreld daar buite. 'n Getuienis wat hulle nie afstoot of vervreemd nie, maar getuienis wat hulle nooi na die waarheid, na die liefde van Christus. 'n Getuienis wat soos 'n brandende vuur versprei en ander intrek om die ware God van die heelal te ontmoet as hulle eie. A.W. Tozer het gestel, 'n heilige kerk is 'n onweerstaanbare krag in 'n onheilige wêreld. So wil die Here vanmôre jou en my gebruik. So wil hy vanmôre hierdie groot werk in Suid-Afrika kom verrig. Liewe vriende, wanneer ons die sosiale media en die nuus volg, dan sien ons wat daar in Amerika gebeur. Ons sien hoe jong mense weer begin kerk toe gaan. Daar is 'n toename, besonder se jong mans, wat weer God begin volg en begin dien, wat weer konservatiewe waardes begin opneem en 'n pad met die Here begin stap. Ons sien hoe 'n nasie wat eens verdeeld was, ek verwys na Amerika, weer begin sê ons kan verenig word, ten spyte van ons ras, ten spyte van ons geslag, ten spyte van ons ouderdom, ten spyte van ons uitkyk en ons politiese begeertes. Ons word verenig in een naam, in een liggaam, Jesus Christus. Liewe vriende, die Here wil vanmôre daardie werk ook in jou en my hart kom doen, om ons weer te verenig, ons weer as individue te kom herstel, en 'n groot werk in jou en my lewe te laat kom doen. Habakuk 3 vers 2,
Here, ek het 'n tyding gehoor. Ek het gevrees, Here. Laat u werk herleef in die midde van die jare. Maak dit bekend in die midde van die jare. 'n toren, dink aan ontferming. Vanmôre, liewe vriende, het die kerk herlewing nodig as nog ooit tevore. En God wil dit begin in een individu of twee of 'n groep se hart vanmôre. God wil dit begin vanmôre in mense wat sê, Here, ek wil nie fokus op ander en na buite kyk en na ander staar en hulle geloof en hulle wandel met U nie. Vanmôre wil ek inwaarts kyk. As ek nie vanmôre in ons eie harte moet kyk, waar kom ons te kom? Wat het God vanmôre nodig dat ek en U moet kom bely en na hom toe bring en kom neerlê? Voor die wêreld kan verander, moet ons verander. Voor die wêreld kan herleef, moet ons herleef. Mag die Here vanmôre in ons harte begin. Mag die Here vanmôre in ons gemeente begin. En ook hier by jou en my kom stil staan. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, dankie dat ons vanmôre hier kan kom stil raak en tot U kan kom bid. En Here kan kom vra dat U ons sal kom nader en U sal verbygaan. O Here, U weet hoe hierdie land van ons herlewing nodig. U weet hoe hierdie land nodig om te verander en terug te draai na Jesus Christus. Here, dis vir ons wonderlik om te kyk na die voorbeelde van die verlede. Hoe U dit gedoen het in Nehemia se tyd, op Pinksterdag. Ag Here, U het dit self op 'n tyd gedoen het in ons eie land. En Here, niks verborge verhoed U om dit ook hier vir ons te kom doen as U kinders. En Here, ons wil vra, Here, dat U ons nie sal verbygaan. Here, wil nie opnuut U Gees in ons harte kom uitstort. Dat ons weer tot ons knieë sal bring, bring tot belydenis, bring tot 'n soeke na U, 'n liefde vir U woord en 'n begeerte vir verlore seun. O Here, ons het dit so nodig. Maar begin hier vanmôre by ons. Ons hou U vas daarvoor, ons vertrou U daarvoor. Ons bid dit in die heilige, kosbare, dierbare naam. Amen.